Ons gaan vanoggend uit die Ou Testament, die boek Exodus en ook uit Deuteronomium, so 'n paar tekste lees. En dan wil ek graag na aanleiding van die gedeeltes die Here se woord aan u bring met die tema my identiteit as Christen. Voordat ons saam lees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here God, as ons op hierdie oggend as 'n groepie gelowiges saamgekom het in hierdie kerkgebou, dan is dit omdat ons vir u liefhet. Omdat ons besef, Here, hoe afhanklik ons van u is. Hoe nodig ons vir u het. Dat sonder u, Here, is ons lewe sinloos en sonder u in ons eie vermoëns maak ons dit nie daar buite in die wêreld nie. Dankie Here dat u iewers in ons lewe u hand op elkeen van ons kom plaas het. Sodat ons so pas deur die sing van hierdie lied kon bely, ek glo dat God my Vader is. Ek behoort aan Jesus Christus en in my lewe woon die Heilige Gees. Dankie Here dat ons weet dat hierdie belydenis waar is en dat ons eendag van aangesig tot aangesig sal kan sien. Dat al ons vraagtekens in hierdie wêreld dan in antwoorde sal verander. Ons bid Here dat u vir ons sal help om te midde van al die uitdagings in die lewe, al die versoekings, in hierdie geloof te bly volhard. Om soos u woord sê, tot die einde vol te hou. Here, dankie vir u versorging in ons lewe. Dankie vir die afgelope week, net Here, die lewe te mag hê, gesondheid, dat u vir ons voorsien, vir ons krag gee, vir ons lei, vir ons sorg. Here, as ons vanoggend saam is, dan weet u van al die goed daar buite, wat aan die gebeur is en aan die woel is, wat vir ons soms bang en bekommerd maak. Vra Here, wat lê nog alles vir ons voor? Maar dan weet ons, Here, dat al woel en werskaf die nasies, soos u woord sê daar buite, God is in beheer. Voor u moet elke knie buig en elke mag en gesag. Ons dink veral, Here, aan ons land. Al die onrus, die onvrede, die haat, Here, alles wat ook opbou na hierdie week Dinsdag. Ons vertrou, Here, dat u sal beskik, dat u mense se veiligheid en lewens en eiendom sal waarborg. Here, u alleen weet van die talle gebede wat reg oor hierdie land en ook in die buiteland elke dag opgaan vir Suid-Afrika. En ons glo en ons weet, Here, dat u kinders bewaar en vashou. En dat u op u tyd vir ons uitkoms sal gee. Here, dat dinge ten goeie sal verander. Dat mense in veiligheid kan gaan slaap
en kan gaan werk. Dat mense se basiese menswaardigheid herstel sal word en hulle die nodige dienste sal ontvang. Dat hierdie plundering en korrupsie sal stop. Ons pleit vanmôre, Here ons God, wees ons genadig en help ons. Ons bid Here vir die vakansietyd waar baie van ons mense ook op reis is, dat U vir hulle sal bewaar, veilig sal terugbring. Ons bid vir Dominee Werner en sy gesin, dat hulle ook in hierdie tyd bietjie kan lekker ontspan en rus en dat U hom ook met nuwe energie sal terugstuur om sy bediening hier voor te sit. Ons bid vir almal Here wat oud is, wat siek is, mense wat deur moeilike tye gaan, wat hoop verloor, wat vir U baie nodig het, dat U vir hulle sal onderneem en baie naby aan hulle sal wees. En nou kom vra ons, Here, dat U met ons sal praat uit U woord, dat ons U stem sal hoor en dat ons die krag sal ontvang om in gehoorsaamheid aan U woord te leef. Die Here seën vir elkeen van ons in hierdie diens, maar ook in die week wat vir ons voorlê. Help vir ons om in U vrede te leef. Help ons om te weet, U is by ons. En Here, gee dat ons deur ons woorde en deur ons lewe 'n getuie vir U sal wees. Ons vra dit in die naam van Jesus, met die vergifnis van al ons sonde. Amen. Eksodus 20 en ons lees vanaf vers 1 tot 5. Dit is die gedeelte waar God sy wet aankondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. En dan ook so 'n paar kort gedeeltes uit Deuteronomium, hoofstuk 6, vers 4. Luister Israel, die Here ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en jou stadspoorte. Vers 14. Jy mag nie ander gode aanhang nie, ook nie gode van die volke in jou omgewing nie. Want die Here jou God eis onverdeelde trou aan hom. Hy is by jou. En as jy ander gode aanhang, sal sy toorn teen jou ontvlam en hy sal jou van die aarde af wegvee. En dan ook net vers 20. Wanneer jou seun jou in die toekoms vra, wat beteken die verordeninge en die voorskrifte en die bepalings wat die Here ons God vir u gegee het, dan moet jy hom antwoord, ons was in Egipte die Farao se slawe en die Here het ons daar deur sy magtige dade bevry, toe hy voor ons oë tekens en groot wonderdade gedoen het en rampe oor Egipte laat kom het, oor die Farao en sy hele huis tot sover. As iemand
vir jou sou vra, wie is jy? Dan is dit 'n vraag na jou identiteit. En dan sou jy miskien kon antwoord en sê, ek is so en so, ek bly daar en ek werk daar. Maar identiteit is baie meer as dit. Identiteit het veral te maak met waar jy en ek vandaan kom. Dis vasgemaak aan jou wortels, aan jou verlede, jou geskiedenis, jou storie. Maar dit het ook te maak met waarheen ek op pad is. Want ons is nie 'n individu op ons eie nie. Ons elkeen is deel van 'n groter storie, kan ons sê. Agter ons lê 'n geskiedenis, daar's 'n tradisie, 'n erfenis waaruit jy kom. En hierdie storie word oorgedra van geslag tot geslag. Van al die volke is die Jode seker die volk vandag met die sterkste identiteit. As jy vir enige Jood sou vra, wie is jy? Dan sal hy sy storie gaan haal by Abraham. Want die Jode volg die Bybelse voorskrifte na van dit wat Deuteronomium hier sê. Die van lewe jou storie elke dag. Lewe wie jy is elke dag. Maak jou storie, dit waar jy vandaan kom, dit wie jy is, elke dag sigbaar. En daarom word hulle verhaal, hulle storie, hulle identiteit van geslag tot geslag oorgedra. Hulle sê van klein tyd af vir hulle kind, my kind, jy's spesiaal. Jy's godsin. Jy's anders. Jy's besny vir hom. Hulle weet daarom wie hulle is, waar hulle vandaan kom, en hulle weet waarheen hulle op pad is. Ek het op Oudtshoorn groot geword. In vroeër jare was daar heel wat Jode gewees. Hulle was Afrikaans gepraat. En dit kom met die tyd van die volstruis boom. Het hulle vere opgekoop by die boere en bene en velle en die goed. En op skool was daar altyd 'n paar joetjies in 'n mens se klas. Ook toe ek in die weermag was, daar enkele Jode. En ek het altyd gewonder, hulle is maar 2 of 3 in die minderheid, maar hulle bly Jode. Hulle word nie soos ons nie. In die weermag, as dit Vrydagmiddag word en hulle Sabbat breek aan, dan het hulle die korporaal daaraan herinner. Ons Sabbat breek aan. En hulle het hulle geloof, hulle identiteit gehandhaaf. Toe lees ek een keer die verhaal van die Joodse rabbi in Amerika. Sy kind was al Jood in die skool. En dan kom die seun by hom en hy sê, pa, vanaand, Vrydag aand, is daar 'n partytjie waarheen ek genooi is. Mag ek maar gaan? En dan sê die pa vir hom, nee my kind, jy kan nie gaan nie. Maar pa, al die ander kinders gaan. Sê die pa, ja, dis reg. Vir hulle is dit reg, maar nie vir jou nie. Want jy's anders.
jy's God se, jy's besny, jy dra sy merkteken. Vrydag is die Sabbat wat ons onderhou. Jy sien, elke keer wat daar 'n saak was oor reg of verkeerd, het die pa nie maar net gesê, nee, jy gaan nie omdat ek so sê nie. Die pa het die rede gaan haal by die kind se identiteit, by wie hy is, waar hy vandaan kom. Van kleins af is die geloof deel van hulle lewenswyse. Die verskriklikste ding wat met enige mens kan gebeur, is as jy nie weet wie jy is en waar jy vandaan kom nie. Baie van ons mense in Suid-Afrika vandag beleef 'n identiteitskrisis. Wie is ons? Baie is skaam, Afrikaanse mense, vir hulle verlede. Baie wonder, waar pas ek in? Waarheen is ek op pad? Weet jy, vir die kerk van die Here is hierdie vraag na identiteit deur al die jare nog meer belangrik. Dis eintlik deurslaggewend. Wie is ek en jy wat vanmôre in hierdie erediens is? Wat maak jou en my anders as die mense wat vanmôre nie hier is nie, daar buite? Hoe sal ons onsself beskryf? Wat is my identiteit? Ja, ons almal sal miskien sê ek is 'n Christen. Maar wat sê ons daarmee? In die Bybelse tyd was die vraag na jou identiteit as kind van God eintlik 'n vraag na jou hart. Daarom moet 'n mens eintlik die vraag omdraai en sê, aan wie of aan wat behoort jou hart vanmôre? Nie soseer wie jy is nie, maar wie sin is jy? Want dit bepaal jou identiteit. Aan wie jy behoort, dit bepaal jou identiteit. Aan wie behoort jou hart? Dis eintlik 'n vraag na die mees deurslaggewende verhouding in 'n mens se lewe. Soos ons vanmôre hier sit, is elkeen van ons in verskillende verhoudings, of staan ons in verskillende verhoudings. Kind tot ouer, man tot vrou, en so meer, broer en suster, werkskollegas, baie verhoudings. Die vraag is dus, watter een van al hierdie verhoudings is die deurslaggewende waaruit ek leef? Watter een van jou verhoudings bepaal watter besluite jy in die lewe neem? Want jy sien, daar waar my hart is, dit bepaal hoe ek leef, hoe ek optree. Want waar my hart is, daar lê my lojaliteit ten diepste. Daar waar my hart is, daar gee ek my tyd. Daar spandeer ek maklik my geld. Daar offer ek op. Daarvoor werk ek, want dit is my prioriteit. Vat nou maar 'n stokperdjie. Ek self is nie
'n golfer nie, maar heelwat van my vriende is golfers. En omdat dit vir hulle 'n groot liefde is, spandeer hulle maklik geld aan 'n nuwe stel golfstokke of 'n nuwe putter of wat ook al. Dit is mos so. As iets vir jou 'n stokperdjie is en is vir jou lekker en is vir jou belangrik, dan spandeer jy maklik daaraan. Nou is die vraag, hoe weet ek dit? Hoe weet ek waar my hart ten diepste aan behoort? Ek bely tog elke Sondag soos vanmôre dat ek in Jesus Christus glo. Ek is tog 'n lidmaat, ek kom kerk toe. My hart behoort dan seker natuurlik aan God. Maar broer en suster, dis nie so maklike saak nie. Want ons kan een ding glo, maar ek kan 'n ander ding doen. Ek kan een ding sê, maar met my lewe 'n ander ding leef. 'n Mens kan jouself op die punt baie maklik bluf. Jy kan dit graag wil hê, jy kan dit graag glo dat Jesus Christus eerste kom in jou lewe. Maar in die praktyk daar buite lyk dit anders. En daarom sê die Bybel, is identiteit nie net iets wat ek met my mond alleen bely nie, maar is veral iets wat uitkom in my lewe elke dag. Dis nie net waar van my identiteit as Christen nie. Ek bedoel my identiteit as Afrikaner of as Engelsman of as Japanees of Duitser. Ek sê ek is 'n Duitser en ek leef soos 'n Duitser. Identiteit word gesien in die manier wat jy goed doen. Elke land se mense doen goed op 'n unieke manier. Vat nou maar hier in Suid-Afrika byvoorbeeld net die braai. Unieke ding van ons, buitelug, ons braai, terwyl ander kulture dit nou nie het nie. So dit kom uit in 'n mens se lewe. Daarom kan ander mense dikwels makliker sien en waarneem wat is my identiteit. Dit kom veral uit, soos ek sê, in die manier wat ek leef, die dinge wat ek doen, die goed wat ek voorbid, die dinge wat ek voorwens, die goed wat ek bereid is voor om tyd te maak, daar waar ek opoffer voor, daar waar ek my geld gee. Dit is die goed wat regtig sê, wie is ek ten diepste? Aan wie behoort my hart? Dis die dinge wat ek doen en die manier hoe ek dit doen. Nou vir God is hierdie hele saak oor identiteit verskriklik belangrik. Dis die een saak waaroor feitelik elke hoofstuk in die Bybel op een of ander manier praat. Het gesien in die paar tekste wat ek net gelees het, hoe dikwels dit daar voorkom. Die Here wil weet, wie sin is ek? Aan wie behoort my hart? Ek wil kortliks by 3 sake stil staan wat handel oor my identiteit. As ek met die mond sê ek is 'n Christen, dan is die eerste ding, dit beteken ek behoort aan God.
As iemand vir my vra, wie is jy? En ek sê ek is 'n Christen, dan sê ek daarmee, dit is die basiese verhouding wat my lewe rig en bepaal. Dit bepaal my ander verhoudings, hoe ek my kinders grootmaak, hoe ek man of vrou in die huwelik is, hoe ek 'n vriend vir mense is. Die basiese, God is my Vader en ek is sy kind. Hy is my Here, ek is sy dienskneg. Hy is my koning, ek is sy onderdaan. Ek weet dit, ek bely dit, ek is nie skaam om dit te sê nie. En ek leef dit. Dis my identiteit. Die Bybel sê hierdie is 'n unieke verhouding. God het ons uit genade sy kinders gemaak. Israel se uniekheid as volk was gekoppel aan hierdie feit dat God hulle geroep het en aan hom verbind het. Ons sien dit in Deuteronomium 5 en 6. In die Nuwe Testament sien ons dieselfde. God kom in Christus Jesus en hy kom roep mense om sy disippels te wees. Petrus, los jou skei. Los dit waarmee jy besig is, dit wat tot nou toe vir jou belangrik was. Volg my. Hierdie verhouding dat ek aan God behoort, is die primêre verhouding wat alle ander verhoudinge oorskadu en kwalifiseer. Dit wat prioriteit moet kry bo die ander. Ek het baie in my bediening gesit met 'n paartjie wat wil trou, dan sê die meisie, ja, dominee, hy behoort nie in 'n kerk nie, hy wil van die Here niks weet nie, hy drink en hy's aggressief en al hierdie goed. Nou sê ek, maar my liewe kind, as hy nou al vir jou wys hoe hy is, dan weet jy mos hoe jou huwelik, jou lewe saam met hom gaan lyk. Maar ek is so lief vir hom. Dan wil ek sal hom verander. Sê ek, my verander hom dan voor jy trou. Vriende, my verhouding met God moet die prioriteit wees wat die ander verhoudinge bepaal. Ek behoort nie meer aan myself nie. Daarom kan ek nie meer maak en doen en wil soos ek wil of wat ander van my verwag of hulle gelukkig gaan maak nie. Maar ek behoort aan God. My hart is syne en syne alleen. En die Bybel sê, en ons sien dit in die lewe, die begin van alle rampe en ellende is as ons hierdie verhouding met God nie meer ernstig opneem nie. Nie meer daagliks daaruit leef nie. Is dit nie die rede hoekom ons kerke lyk soos dit lyk nie? Omdat ons land lyk soos hy lyk nie. Want na 94 het baie gelowiges doodeenvoudig gesê, ag nee wat, nou is dit nie meer die inding om 'n Christen te wees nie. Die wêreld daar buite lyk soos dit lyk, omdat baie mense wat in die kerk gedoop is, belydenis afgelê het, belofte aan God gemaak het, hulle rug gedraai het op hom, omdat ander goed God se plek in hulle lewe ingeneem het. Die tweede waarheid wat ek oor identiteit wil maak is, ek behoort aan God, eerste. Tweedens,
hierdie verhouding met God is 'n baie eksklusiewe verhouding. Ons het dit gelees hier in Eksodus 20, dat ek God alleen sal dien en eer en geen ander gode sal aanhang nie. En dis presies waaroor identiteit gaan. Dat die Here God my hele hart wil besit en dat hy dit met niemand anders wil deel nie. Dis 'n eksklusiewe verhouding. God is die alleen eienaar. God besit ons nie in vennootskap nie. Daarom sê Eksodus, hy is 'n jaloerse God wat in sy liefde sy kind nie wil deel met ander gode en lojaliteite nie. Vriende, en ek dink dis op hierdie punt waar ons probleem dikwels lê. Ek behoort aan die Here, maar daar's ook nog klomp ander lojaliteite, ander goed wat vir my belangrik is naas God. Soms dan kom God eerste. Ander kere dan kom God tweede of derde. In die Nuwe Testament, Matteus 6 vers 24, hoor ons dieselfde, dat jy nie twee here kan dien nie, dat ons hart nie verdeeld moet wees nie, dat ons die Here moet lief hê met gees, ons hele hart, hele siel, al ons kragte. Israel se sonde was nie dat hulle God verwerp het. Nee, dit was net dat hulle nie kans gesien het om hom alleen te dien nie. Hulle wou ook nog ander opsies oophou, net vir ingeval. Maar God is onversetlik op hierdie punt. Jy dien hom alleen of jy dien hom glad nie. 'n Ja vir God beteken dus dat ek ook vir ander goed sal moet nee sê. Maar ons kry dit so maklik reg om kompromieë te maak. Kompromieë. En dan troos ek myself, ag nee, wat die Here sal nie omgee nie. Vriende, 'n ja sonder 'n nee vir ander goed. Dit is waaroor dit gaan. Daarom is daar so min verskil daar buite tussen God se kinders, ons as Christene, kerkmense en die wêreld. Want ons praat maar dikwels net soos hulle. Ons vertel dieselfde vuil grappe, ons lag oor dieselfde goed, ons het dieselfde waardes, ons maak ons kinders presies dieselfde groot. Min verskil. Die derde opmerking oor identiteit, die Bybel sê, God het ons lief. En hy vra dat ons hom sal lief hê. En dis die kern van ons identiteit as kind van God. Liefde. Jy sien, hierdie verhouding dat ek aan God behoort, gaan nie net oor die nakom van 'n stelletjie reëls. Dit gaan nie maar net oor die doen van sekere godsdienstige pligte soos kerk toe kom, Bybel lees en bid nie. Dit gaan om 'n verhouding met hierdie God, 'n verhouding van liefde. 'n Verhouding nie van gedwonge gehoorsaamheid uit vrees vir straf nie. Maar uit liefde wil ek hierdie God se hart bly maak. Uit liefde wil ek hierdie God se wil doen, want ek weet dit is vir my die beste. Wederliefde.
Hierdie liefde wil hy God hê, moet ek daagliks ervaar. En ek moet daaruit leef. Dit moet oorspoel na ander mense se lewe. En juis omdat God my en jou liefhet, luister hy na ons gebede. Gee hy vir ons wat ons van hom bid en nodig het, as dit in ons beste belang is. Vergewe hy ons, voorsien hy in ons behoeftes, vertroos hy my in my smart, help hy my. Maar omdat hy my liefhet, vermaan hy my ook, en tugtig hy my soms ook. Juis sy liefde vir my gee my die vrymoedigheid om enige tyd met alles na hom toe te kom, met vrymoedigheid. Ek leef uit God se liefde. Ek dien hom nie omdat ek hom vrees nie. Ek gehoorsaam nie 'n stelletjie reëls of wette nie, maar is 'n verhouding van liefde. Daarom sê Romeine 13 vers 8, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Na aanleiding van hierdie teks het iemand gesê, die lewensmotto van elke Christen moet eintlik wees, ek skuld jou die liefde van Jesus Christus. Elke mens wat ek teekom, is ek met in die skuld mee, om hom of haar die liefde van Christus te gee. Ek sluit af, broer en suster. Ek het vir u gesê, identiteit in die Bybel is 'n ernstige saak. Die Bybel sê gemengde identiteit is die moeder van alle sonde. My verhouding met God is 'n unieke, eksklusiewe verhouding. Hy is my Vader. Aan hom alleen behoort my hart. Hy het my lief en ek dien hom omdat ek hom liefhet. Daar is vandag in ons land baie stemme, vals stemme, wat ons van ons identiteit beroof. Geloof het in die land, as ons maar kyk na die nuusmedia en luister na alles, nee, wat dit is iets vir onintelligente mense. Ag, die kerk en die geloof het sy tyd gehad, is verby. Ons is moderne mense. Jy behoort aan jouself. Hoe kan jy nog die Bybel glo? Jesus, die wederkoms. En baie mense verloor hulle identiteit, omdat hulle losmaak van God en dit glo. Vriende, daar's baie verhoudinge wat roep. Daar's baie goed wat meeding elke dag om u en my lojaliteit. Weet vanmôre, Jesus Christus het aan 'n kruis gesterf om jou en my sy kind te maak. Hierdie verhouding, God is my Vader, ek is sy kind, is die basiese van alle verhoudings. Kom ons leef daaruit. Kom ons dien die Here met liefde, kom ons dien die Here met vreugde en met ywer. Kom ons leef ons identiteit. Ons is nie skaam vir wie ons is nie. Want Jesus het die hoogste prys betaal. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanmôre kan weet, ons is nie maar nog net 'n mens nie. Ons is baie besonder. Ons is uniek. Ons behoort aan iemand, aan God, die heilige skepper van hemel en aarde, die almagtige. Hy is ons Vader. Hy's by my. In hom leef, beweeg en is ek.
Hy ken, Here, elke woord wat nog nie eers geuiter is nie. Hy weet van elke behoefte. Hy weet hoeveel hare daar vanmôre op elkeen van ons se kop is. So lief het hy ons. Dankie, Here, daarvoor. Ons is inderwaarheid diep geseën. Gee dat ons met vreugde as u kinders sal leef. Dat ons in gehoorsaamheid sal leef. Dat ons nooit sal skaam wees vir wie ons is nie. En dat ons hierdie geloof in al die ander verhoudings waarin ons staan, sal laat sigbaar word. En dat dit ons ander verhoudinge sal bepaal. Here, wees met ons in hierdie week. Dankie dat ons hierdie week met vertroue kan tegemoet gaan, want u het beloof, u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En dat niks wat met ons kan gebeur, hoe erg ook al, in staat is om ons van God se liefde te skei nie. Amen.